Môre, dis Maandag die 17 Augustus en ek hoop dat God jou vandag sal help om verder te kyk as wat jy nou kan sien. Want vandag kom ons by die laaste woorde van Josef se lewe. Hy is oud en hy weet sy einde is naby. Maar wanneer Josef oor sy dood praat, praat hy nie asof alles daarmee eindig nie. Hy sê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee. Josef kyk na sy eie dood, maar hy praat oor God en die toekoms. En dan gee hy 'n opdrag wat dalk vreemd klink. Bring dan my gebeente hiervandaan op. Hoekom? Waarom was Josef so seker dat God sy volk uit Egipte sou laat optrek? Ons gaan vandag verder in Genesis 50 en behandel die laaste verse van Genesis, verse 22 tot 26. En ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees, want die titel van ons oordeenking is Vertrou God met môre. Dink gou hieraan. Is daar iets in jou lewe waarvan jy vandag dink, dis verby? Daar is niks meer wat hieruit kan kom nie. Miskien het jy vandag ook 'n situasie waarvoor jy geen pad vorentoe kan sien nie. Maar Josef se lewe wys vir ons dat God se werk nie ophou, net omdat ons nie meer kan sien wat hy besig is om te doen nie. Nou vanoggend fokus spesifiek op verse 24 en 25. Kom ons begin by vers 24. Josef sê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. Josef weet hy gaan sterf, maar sy vertroue is nie in wat hy kan sien nie. Sy vertroue is in wat God beloof. En dink net aan waar Israel op hierdie stadium is. Hulle woon nog in Egipte. Die land wat God aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, is nog nie aan hulle gegee nie. Die belofte is nog nie vervul nie. Maar Josef glo God. Hy weet hy sal nie die hele vervulling self sien nie, maar hy vertrou dat God sy belofte sal hou. En daarom maak hy sy geloof prakties. In vers 25 sê hy, as God sekerlik op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hiervandaan op. Josef sê eintlik, wanneer God julle hier uitbring, vat my saam. Hy verwag dat God gaan doen wat hy beloof het. Nou moet ons iets mooi raak sien. Die gebeente is 'n teken van Josef se geloof. Wanneer iemand later na daardie kus sou kyk, sou hulle kon onthou, Josef het geglo, God het beloof, en God sou sy volk uitlei. En kyk waar eindig Genesis. Josef sterf. Hy word gebalsem en hy word in 'n kus gesit. En die belofte is nog nie vervul nie. Sy lewe eindig, maar God se belofte staan nog. Die volk moet nog wag. En miskien is dit waar jy vandag is. Jy wag vir iets. Jy bid oor iets. En jy wonder dalk, Here, wanneer? Maar jy hoef nie te weet hoe God dit gaan doen om hom te vertrou nie. Josef het ook nie geweet hoe die uittog sou gebeur nie. Hy het net geweet, God sou sy woord hou. En dit was genoeg. En hier wys Josef se verhaal ons reguit na Jesus toe. Want Josef het gesterf met God se belofte nog voor hom. Jesus het gesterf, maar die graf was nie die einde nie. Hy het opgestaan en daarmee het God gewys dat sy beloftes vas staan. Die dood het nie die laaste woord nie. Die graf het nie die laaste woord nie. Net God het die laaste woord. As jy vandag nog nie jou hoop op Christus geplaas het nie, draai na hom. Bekeer jou van jou sondes. Vertrou Jesus as jou verlosser. En as jy reeds aan Christus behoort, hou jou oë op hom. Hou aan glo. Hou aan vertrou. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U getrou is aan U beloftes. Dankie dat U steeds werk, selfs wanneer ons nie kan sien wat U doen nie. Here, daar is dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Daar is gebede waarvoor ons nog wag. Daar is dinge waarvan ons nie weet hoe dit gaan uitwerk nie. Help ons om U te vertrou, nie omdat ons alles kan sien nie, maar omdat ons weet wie U is. Dankie Jesus, dankie vir die kruis, dankie vir die leë graf,
Dankie dat ons hoop nie in hierdie wêreld eindig nie. Help ons om ons oë op U te hou, totdat U kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Jy hoef nie te sien hoe God dit gaan doen om hom te vertrou nie. Josef het gesterf voordat hy die belofte sien gebeur het, maar hy het gesterf terwyl hy op God vertrou het. Leef vandag met jou oë op Christus, vertrou hom met môre, want jy weet dalk nie wat môre bring nie, maar jy weet wie môre in sy hand hou. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.